grafstenen. En die familie het aangekom. En ons gaan nou beweeg. Waar ons onder die tent die verrigtinge gaan begin. Lord, you've shown us, Father God, that you are there with us. You never leave us nor forsake us. And Father God, we want to thank you for the time that we're going to have today to honor my mommy and my sister. Father God, I just pray a blessing over this time. And I pray, Lord, that you will just bless everyone present here. In Jesus' name, amen. Van my kant af wil ek almal verwelkom. Dankie dat julle die tekkie afgeknip het om vanmiddag hier te wees. Ek dink vir my vandag is dit 'n oomblik waar ek net vir die Here dankie sê. Soos like I said on my status, my ma en my suster het vir my baie beteken in die lewe. Hulle het vir my daar gewees vir my en my gesin, vir ons as 'n familie and today it's for me it's about honoring them. It's nothing more. Like iemand het vir my nou by die begrafnis gesê van my man te sê hulle, we're not here to impress people. We're not doing this to impress people. Ons is hier om vir hulle te eer vir dit wat hulle in ons lewe gedoen het en dit wat hulle beteken het vir almal wat hier sit miskien vandag. So ek wil vir julle welkom sê en ja, ek wil vir Maandag ook die geleentheid gee om net 'n kort woord te gee. En dan gaan ons aan met die program. Ja, ek weet wat kort gaat die maar oké. Jy moet dit maar kort doen. Maar oké, ek kan kort as iets om missie. Ja, maar ek wil net
Dit is my eerste keer wat ek so ding doen. Ek gaan wel nie sê ding nie, ek klink so lelik. Maar soos julle vir my ken, ek moet nog maar net so. En vandag is dit vir my voor ek het gestaan toe vra ek, wat sê 'n mens? Hoe maak 'n mens? As ons maar gewoon na gebed gesê het en soos nou gesê het, dis 'n eer, is 'n voorreg om so iets te kan doen vir mense wat vir jou baie beteken. Vir my, ek weet nie hoe om my uit te druk vandag nie. Maar vandag wil ek net vir Margo en vir Laura en vir die res van die familie sê dat die twee mense as vir my baie steunpilaar. Praat ek nog nie, ek praat nou, hulle sal nie weet waaroor dit gaan nie. Maar ek en die Here en hulle weet waaroor dit gaan. Waaroor gaan dit? Maar vir my is dit 'n voorreg om vanmiddag dit te kan sê vir julle. Dit wat ons nou doen is net hoe sê mense, ek wil nou Engels ook praat. Ek wil nou byklink man. Ja, is vir my iets, ek ken It's nie a dit. privilege, it's an honor. Sy tuin ken van kwyt Engelse woorde gee. Maar net vir die Here dankie te kan sê. En die eer aan Jocelyn en aan Tannie te kom bewys. Dis 'n eer. Ek bel gister my vriendin met Kimberly. Wat sê 'n mens? Hoe maak 'n mens? Toe maak sy 'n voorbeeld van in die Bybel wat staan 'n gedenkteken was vir een van die Bybelse mense, Joseph of iemand gelê 'n teken, ek weet julle maar die Bybel gaan lees. En ek weet nie nou lekker waar hy staan nie. Maar aan die einde van die dag is dit 'n bewys van ons aan hulle om vir hulle dankie te sê Praise God. vir dit wat hulle vir ons beteken het. As elkeen van ons wat soos hier sit, het hulle iets beteken aan ons. Hulle het vir ons iets hulle was daar vir ons. Sê vir die Here dankie. En Margo, sy weet nie wat jy aan my doen vandag nie. Vir my is dit Amanda Margarita Springfield. Die beste eer wat ek nog ooit in my lewe gekry het. Om die woord vandag te kom gee. Om dit te kon sê wat die twee mense vir my beteken het. Regtig waar. Julle weet dit. Ek sê ek het sleg gevoel elke keer gaan na Margo toe kom en by Margo uit. Dat die Here nou dit so bewerkstellig het. Dat ek op die manier by Margo moes uitgekom het. Ek gee die eer vir die Here vandag. Ek kan dit vir niemand anders gee as vir die Here nie. Ek gaan nie huil nie. Ek gaan nie huil nie. Maar ek sê vandag vir die Here dankie. Vir die voorreg wat ek Amanda Margarita Springfield het. Om dit te kan doen. Te kan sê, familie, dit is 'n eer. Dit is vir my, vir die lekker ekko, 'n eer om hier te kan staan vandag. Ek sê vir juffrou, ek moet na ek weet nie wat noem jy dat die onthaling by die begraafplaas wees. Ons moet even by die kerk wees dan. Ek sê vir my, ek moet hier wees. Sy kon nie eens nie haken. Dis fyn Manda. Maar ek sê vir die Here dankie. Ek gaan net vir julle Psalm 23 speel. Hoekom? Weet ek nie. Ek gaan dit goed speel. Dis nie 'n funky nie, maar dis my Bybel. Die wat wonder. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die sal nou wonder hoekom Psalm 23. Ek het vanoggend toe in die kerk sit, sê ek moet Psalm 23 vir ons gee vandag. Die Here sê so. En vandag sê ek vir ons familie, die Here is ons herder. Die Here is ons herder. Ten spyte van wat ons ook al deurmaak, hy is en sal ons herder bly. Dit was my tannie se favorite en my ma se favorite.
Dat is ook om ek dit so, ek weet nie hoekom ek moet dit net vir u vandag hier. Maar kom ons eer die eer aan hulle, want dit is dit wat ons vandag kom doen. Amen voor ek langer praat. Dankie Martha hoor. Ek dink vir mami en vir Jocelyn was Manda altyd na aan haar. As haar party is, as haar ding is, Manda moet genooi word. En Manda moet ook daar wees so. Dankie Manda. Ek wil op die oomblik, volgende wil ek vir Laura en Tantie Zelda. Laura wil ek graag hê sy moet oor Jocelyn ietsie sê. En dan Tantie Zelda vir mami. Ek onder van Tantie Zelda because ek wil nie praat nie dan so. En ek wil onder Laura want sy is nou my oudste suster. Jocelyn is nie meer daar nie. En ek weet hulle het 'n unieke band gehad. En ek wil vir haar die geleentheid gee as sy die krag het in dieselfde eerste. Sy wys nou op pad dieselfde eerste kans weer. Maar dis die mense, ek weet my ma was baie lief vir haar en sy is baie lief vir my ma. Ja, dit maar. Van alle susters se kinders is sy die een wat Die meeste haar gewees het. I want to honor with her. Vrienden, familie, kerkmensen, soos Manda nou al reeds gesê het, is daar regte keer. Mens kan nie anders as om aan die Here al die eer en lof en dank te gee, omdat hy vir ons tot op die punt gebring het. Sonder anties het ons daar gesê, was my laaste 20, 23 jaar wat droevig. Ek kon na my skeisaak my antie gaan afkom. Sy is my ma se jongste suster. My antie, toe vandat ek begin skool hoor, altyd kon nagaan. Sy was vir 'n tydjie nie in die dorpie. Dan het ek my altyd vir myself gesê, maar werk dat jy op 'n vakansie kan jy ook toe gaan. Dit was my nuwe skoring. Want toe word ek self gemaak. Ek het spyt om 'n ma te wees, want ek het 2 pragtige kinders in die huwelikheid gebring. Hulle staan nou nog by my. Oudste een getrou, jongste een is hier by my. Sy bly by my, ons na mekaar kyk. Maar het gaan ook oor antie. Ek kon altyd, enige tyd, of ek nou bel, en of ek nou persoonlik vorentoe gaan het, kon ek altyd vir haar gaan sê hoe ek voel. Dit is nou nie weer van vandag lekker nie. Gister het nou weer dit gebeur. Laasweek het dit oorgelet en nou weer dit oorgekom. Maar deur dit alles was die Here se hand nog steeds oor my. Hy het my nooit alleen gelos nie en ek sal hom ook nie alleen los nie. En het is nou 'n paar maanden nou al weg van ons af. Ek dink nog menige tyd. Dink ek aan haar. Voel ek vir haar. Sy was my ma. Sy was my auntie. Sy was my beste vriendin, of soos hulle deesdae sê, my beste. Ek kon maar net gegaan het. Sy het eintlik gesit en wag wanneer kom sy. En daarom kan ek van Mabo verloor net sê dankie vir die voorreg wat ek het. Om haar te kan eer van wie sy was en wie sy is. Enige familie, sake of alles wat kom van Frans na af. Dan sê ek my dat ek nog vertel, want toen ik hier later aan begin weggeraakt rondom familie, dan moet ons elkaar ondersteunen en verduidelijk wie nou dit en
val daai na en hoekom dat dan kan hier daarvoor op net dan vir dit wat ek kon onthou. Want my ma wat ek gehad het, het dan werk gemaak om familie te verduidelik. Waar val die na en waar is daai na verbind in? Ek weet hoe meerderheid van ons familie se punte werk. Maar die dag gaan nou oor die eer wat ek het en aan dit wat ek kan onthou. Die memory wat aan die agtergrond sit. Ek voortgegaan Tannie. Ek was daar altyd vir my. Wanneer het goed gaan en wanneer het sleg gegaan het. En daarom kan ek jou kinders net sê dankie vir die ma wat julle met my kon gedeel het. Soos ek sê, sy was my ma en my auntie. Amago, en Laura, ek het julle vir die pad voor, dit is lekker nie, maar ek moet eindelijk een dubbele slag. Maar ek het gesê, ek sal nog altyd daar wees vir jou. Ek kan ook, ons kan maar eerlijk uitpraat, ons kan maar net op ons toneel val. En vir julle sê dankie vir jare, dat julle dan daar was en daar sal wees. By jou sterkte en dan dankie my auntie, vir dit wat jy vir my beteken. Mense, waar begin ek? Jocelyn Adjel Versagie. Ek weet hulle ons het ons pape baie vroeg ouderdom verloor. Maar ek was maar 3. En ek moes altyd, ons moet my altyd gesien het hoe my ma ons alleen groot maak. Ek moet nou nie oor my ma praat nie, maar ek moet net so rukkie stil staan. Want sy was 'n godsvrou. Halleluja. Sans kon ja gehoor bitter. En sy het nooit, as sy haar voete van die bed af gesit het, die eerste ding wat sy doen, was om te bid. En sy het gekniel voor haar bed. En so het sy die pad alleen geloop, om regtig ons groot te maak. En sy het alles in haar vermoë gedoen om te sien dat elke kind sy drome bewaar het. Sy sal die laaste sent omgedraai het vir jou. Sy sal moeite gedoen het dat jy ergens moes gewees het of gekom het. Dus hoekom die dag toe ek en Jocelyn begin werk het, toe Margo nog op skool was, was dit vir my 'n plesier om vir my ma te sê, hier is my pyppakkie. En weet jy, sy het ons pyppakkies gevat, dan sê sy, ek wil nie jou pyppakkie hê nie, my kind. Sê ek en Jocelyn, ek wil nie julle pyppakkies hê nie. Maar sorg julle vir alles in die huis, wat nodig is. Werk met jou eie geld. Julle weet, ek is maar die ligsinnige een van die familie. Ja.
En ek en Jocelyn het 'n baie ander tipe verhouding gehad met mekaar. Ek weet julle, Jocelyn was een steunpilaar vir die familie. Sy sal ook nie moeite gedoen het. As jy deur iets gaan, dan sal sy daar wees vir jou. As jy iets nodig gehad het, dan sal sy dit gaan koop het vir jou. En ek weet julle eendag, ek wil net die verhaal vertel, eendag my ander witkar is amper klaar betaal. Maar nou het ek 1 of 2 paemente oorgeskiet. En die banklui weet nie, maar hulle gaan die kar kom haal. Ek sê, kom julle die kar kom haal, ek moet nog net seker 2 paemente betaal, as die kar klaar betaal. Maar jy is 2 maande agter. Dus ek, maar ek gaan dit ons nou, nee, die bank wou niks verstaan het nie. En ek moet op die stadium, ek weet nie of het 20 of 21.000 rand moet ek betaal en neersit. Anders te kom haal die kar. En ek sit daar, ek sit nog aan die hostel en ek dink, wat gaan ek nou maak? Wie gaan nou van my 21.000 rand gee? En weet jy, ek sê vir Jocelyn dat een dag, ek sit met die probleem en nou wil die kar kom haal. Sy sê vir my, my oë het sommer vol trane geskiet. Sy sê, my suster, ek gaan my hele bonus vat. Betaal jy die kar klaar. Dan as jy jou bonus kry, dan gee jy nie vir my terug. Dit wat ek vir jou geleer het. So 'n tipe mens was sy. En weet julle, ek wil vir haar saluut vir die persoon wat sy was. En dan stay ek in die huis, en dan is daar niemand in die huis, is ek alleen in die huis. En dan sit ek die slideshow op en dan eindelijk, dan sê ek Jocelyn, maar sê jou, en dan weet my familie nie eens af van nie. Sê ek, maar so nie vir, wat ek nie jou kon kry nie, maar net vir die daar wees. Sy sal na my huis toe gekom en dan sy ure daar gesit het. En dan sê sy vir my, hoor jy, ek wacht tot jou kos klaar is, want ek wil eet voor ek huis toe gaan. En ek mis haar so baie. En dan sê jy wat treurig sê. En hy Sondag het haar gevat, ek vind dit in die kamer. Hy prentjie kan ek nooit uit sy brein uitvee nie. En ek weet, ek nog aan die kamer gekom en nee, wat is, en ek sit en skel nog. En ek dink en ek vat en ek dink, maar hier kom nog geen reaksie. Wat gaan aan? En hy was in my wildste droom en wat ek nooit kon gedink het. Wat vir my voorlees op hierdie gebied. Maar vandag wil ek vir haar onder vir die persoon wat sy was. En is. En die herinneringe wat ons net het van haar. Ek het my soort verhouding gehad met haar, maar ek het 'n ander verhouding gehad met haar. Maar ons al twee het die intieme verhouding gehad met haar op die vlak wat ons mekaar geken het. En ek kan altyd onthou, ek en Jocelyn ook mall toe gegaan het en net ure. Ek sal 10:00 die oggend mall toe gaan, dan kom ek 7:00 die aand daar uit saam met Joy. En dat ons het nie, dan sal ons nie 'n sent spandeer het nie. Net op en afgeloop het gesels het en dan kry ons net en dan gesels ons die ure. Maar wat ek eintlik vir ons wil sê wat hier staan, ons sit, kom ons maak tyd vir mekaar. Ek is jare my naas nie meer daar nie. Ek sit ons voor daar, ek kon wat maak aan die jare. Nou, dit was ek eers nie. Kom ons maak tyd vir mekaar. En vir al ons jong mense,
jong mense het nie baie tyd vir ons ouer mense nie. Praat met my kinders, ek praat met Mago se kinders. Almal se kinders wie hier staan, kom ons maak tyd vir mekaar. Hulle sê altyd die gom van die familie is nou weg. Die ouer mense is weg uit die familie by mekaar gehou. En nou sit ons elkeen met ons eie paadjies wat ons volg in ons eie lewe volg. Kom ons maak tyd vir mekaar in hierdie tyd. Want ons weet nooit wanneer is ons oomblik nie. En Mago sterkte, ek weet vir jou op hierdie stadium is dit nie 'n maklike paadjie nie. Ek sit wanneer weer in my kamer te dink ek kyk ek na my man so en dink, wie kan ek en jy gaan om eerste? En ons maak nog grappe. Hy sê nog nie, gaan dit vir 2 maande, hy loor jou, dan gaan dit dan weer ander vrou vat. Ek sê, maar ek wil nie weer 'n man hê, nie sê ek vir myself. En dit gaan nie vir 'n maklike paadjie wees nie, maar onthou ek is hier vir jou en jou kinders, my familie. En kom ons groei nader aan mekaar en wees daar vir mekaar. Lief vir jou, my suster, en soos ek sê, is nou net ons twee. Soos ek gesê, die familie raak al kleiner. Ek het na George se afsterwe toe sê ek vir die Here, jy het nog net 'n breek asseblief. Dit raak te veel. Dan dink ek een ding op die ander. So, dankie vir julle wat gekom het. En ek saluut my ma en my pa in 'n week. Het is vandag so 'n voorreg dat ek ook hier by my pa se graf kan wees. 'n Pa wat ek ons nie regtig kon leer ken het nie. 'n Pa nie met wie ek kon 'n regte band kon gehad het nie. Maar vandag is dit ook vir ons 'n voorreg hier by my pa, my ma en my suster. So, ek wil hulle saluut en dankie vir wat hulle beteken het in ons lewe. Dankie Auntie Zelda, dankie Laura. Op hierdie stadium wil ek die klein kinders van Marjorie, hulle is nou so opgedeel om, julle weet, die gaan na Nena se graf toe en die gaan na, maar ons gaan dit nou een doen. Eers die een graf en dan die ander ene, nee. Al wat ek dan daarna mense, ek sê altyd, Jocelyn het 'n verhouding gehad met mense, differently. She will have your relationship with you, and she handles your relationship differently than with the other one. So, sy was baie vir my, haar verhoudinge was vir my, altyd, ek het daarna opgekyk, en sy treat nie vir mense, soos wat, vir jou, soos wat sy vir die ene treat. Dit is hoe sy was. En my ma was iemand wat, sy het allemaal dieselfde behandel. Alles jy lelik met haar, she will go on om die gesindheid te hê wat sy moet hê. So ek wil nie praat vandag nie, ek wil net, ek is die program director. So wat na hulle dit gedoen het, gaan ons vir elkeen, is nou genoeg blomme en goede. If jy weet wat 'n verhouding jy met Jocelyn gehad het. I want to give you the opportunity and the honor to take one blom of 'n ding of 'n een alvat jy ook net van die groen goed, whatever you, en ek kan nie mense dwing nie, what your relationship, what you have with us. You take one and you say, and I want us to witness. As jy nou by Mami wil iets gaan opsit en by Jocelyn, ons wil dit nie 'n lang storie maak mense, so kom ons as na hulle die aanwyling, die goede oopgemaak het, dan gee ons vir elkeen 'n geleentheid wat dit wil doen. Almal hoef dit te doen nie, jy hoef dit te doen nie, jy voel nie verplig nie. But if you want to, ons wil vandag vir jou die geleentheid gee om dit te kan doen. So, did you organize yourself? Who's gonna go first? Okay. Sorry, hoe gaan dit wees? Pak en dan sê hulle iets en dan. Yes, yeah, this, yeah. I'm the first one to open. Oh, first Omi's one. Yeah, Okay. and then Nena. So we're gonna come to, ek weet nie, Pastor Dennis, moet ons nou niks sê, ek weet nie. Ja, ons kom nader familie, ons kom oor na die
unveiling toe. That's it. Ila kan ila si blomme samarang. Waar kry ek woorde om dit te sê? Ons is groot gemaak met die skrifgedeelte in die Bybel wat sê dat die dooies hulle in dooies begrawe. Maar God is nog steeds, hy sê ek is die God van die lewendes. Maar wanneer die Here praat met ons in ons sterwende toestand, dan sy gunsgenote sê hulle slaap maar net. En dit was belangrik dat Jakob se gebeendere moes uit Israel uit gebring word, sodat dit op die regte plek gelê kan word. En wanneer die Here kom, sê die eerste ding wat sal oopgaan as die grafte. Die Bybel sê die sterwe van sy geliefdes, van sy gunsgenote, is 'n wins. En so, ons gaan goeie eer bring vandag aan julle se geliefdes. Hulle is miskien nie fisies meer met ons nie, maar hulle is diep binne in ons harte, vasgebrand in ons gedagtes. So by hierdie oomblik kan die klein kinders die eer het om hierdie grafsteen te onthul. Mama, dan sê ek dit nou vir jou. Jy is die engel aan my sy. Ek sou nooit 'n beter maak kon kry. Soos jy, liewe mama. Ik kan een bloemetje voor neer, maar dan neer Jou vlerke is oral om my heen. Want mama, jy is alles wat ek wil hê. Is jy nie naby, ek nie ver nie. Sien ek nie en elke ster en elke aansig. Ik zou graag wel even mensen moeten zeggen. Liewe hier, de maat is myne, wat my alles van die liefde Laura, luister baie dankie vir hierdie geleentheid. Dit is vir my 'n voorreg. Antie was vir my soos 'n ma. Ek het altyd gesê ek gaan na my Woeste familie toe. Antie het my aanvaar, Margo en Laura en Jocelyn. Hulle het Antie met my gedeel. Ek het in hulle huis gekom in die 1990s. Ja. En van die tyd af was die deur altyd oop vir my. En die liefde, onsigbare liefde. As jy dit vir jou gevoel, jy kom na om ma se huis toe. Dit is wat Antie vir my beteken het. En beteken nog steeds beteken. Baie dankie Laura en Margo. If you want the process to flow, then you guys need to go through. Goedemiddag, mijn naam is Christa.
Ek het groot geword saam met 'n vriendin van Jocelyn van hoërskool af en ek is so dankbaar om hulde te bring aan Auntie Marjorie, want sy was 'n rustige ma wat haar kinders gehou het om vriende huis toe te bring. Ek dink dis 'n voorreg en sonder baie stories. En soos die lewe aangegaan het, het ons goeie vriende geword en saam geop en af in die lewe. En sy het toe gaan sy Kaap toe een naweek en toe val ons 'n vriendskap uit mekaar het, want toe gaan trou ek kon na uit. Ons was jong, nog seker nou nie so jonkie, maar ons het so gelewe by young, free and single by choice. En toe gaan trou ek nou na uit en ja, dit is daai storie. Maar as ek nou Woester toe gekom het, dan lag en gesels ons so verskriklik baie en een aand toe sê Auntie Marjorie vir my, sy is so dankbaar want ek en Jocelyn lag so lekker en ek kan vir eerlik sê ons het oor nonsens gelag, maar dit was die wonderlikste nonsens wat ek ooit kon oorgelag het. Dit maak die lewe so precious en as 'n mens aanvaar kan word vir wie hy is, dan maak dit jou wêreld breër. En Auntie Marjorie was lief om te travel en ek en Jocelyn was lief om te travel. Ons het oor Suid-Afrika vreeslik geop en af. Ons het in Joburg opgeëindig julle. Ons was by hulle huis. En ag, dit was wonderlik. Ek staan nadat die jare so aanloop en ek ouer raak en ons gaan deur so baie en ek sê net dit dat ek weet dit in die lewe, that I am blessed more than I deserve. Because when I look at my relationships and how close I was and what we talked about, ek beweeg nou sommer oor na Jocelyn toe. What we had and what we had as a friend, in a friendship. Ek dink ek ag myself regtig baie gelukkig. Ek kyk na my lewe en dit is so vol that if I close my eyes tonight, I know that I am at peace because I have lived so much with people that I love so much. En dit het my lewe vol gemaak op 'n manier wat as jy deur dit gaan dan dink jy nie dit nie. En ek weet Jocelyn het voorgekom soos iemand wat stil is, maar ek gaan vir dit sê, ek en sy was absolute egoïste. Ons het die keer toe ons Joburg toe gegaan het, toe ry ons trein 'n hele dag. En ons het van Woesterstasie tot Park Station net oor onsself gepraat, oor ons lewens, wat ons wil hê van die lewe, hoe ons dit gaan doen en die goedjies wat ons gesê het vir onsself en uitgesit het vir ons lewens. En ek dink dit het die lewe wonderlik gemaak. Dit het die lewe gemaak dat ek sou dit nooit oor wou hê op enige manier nie. Jocelyn was ook baie philosophical. Sy het baie vrae gevra. Sy het vrae gevra soos sy het baie gewonder oor hoekom het haar pa gesterf. Van hulle het gebid by Lensburg en toe kom haar ding oor die pad. En toe was haar pa mos nog vir 'n tyd lank in die hospitaal. Dit is goed wat haar gebade het. Sy het gewonder oor hoekom is 'n mens se pad op en af, hoekom is 'n mens se pad nie net stryd nie. Sulke goedjies het haar laat wonder. En dit is die goedjies waaroor ons so gesit en lag het, because obviously wat se antwoord het jy vir iemand wat so diep vraag vra? Daar is nie noodwendige antwoord nie, maar ons kon lag oor sulke simpel goed. Soos baie diep Godvreesend. Sy het so baie planne vir haar lewe gehad, maar dit weet ek ook. Jocelyn was baie moeg. In die laaste gedeelte, ons was daar, en dit wil ek ook sê, sy was so baie lief vir haar susters, baie lief vir haar ma, 'n baie gehoorsame kind, en baie lief vir die kinders. Ons het gesit, en dan begin ons te praat oor onsself, en dan praat ons oor die skool, en dan praat ons oor die susters, en dan praat ons oor die manne, en dan praat ons oor die kinders,
En dan kan ons vir ure gesels oor hoe gaan dit met elke kind. Sy het begin by Abidja en het sy geëindig by PJ. En dan sy so opgenoem, alles in hulle lewens wat goed gaan. En het sy ook gesê wat nie so goed gaan nie, waaroor moet ons bid? En het sy gesê, hoe graag sy wil hê dat dit goed moet gaan met hulle, en dat hulle, whatever hulle moet reach, that whatever they're supposed to reach in life, that they must reach whatever they're supposed to reach. En ek voel dat elkeen van ons wat vir Jocelyn geken het en van die Marjorie geken het, weet in ons harte dat ons lewens sal nie dieselfde wees nie, maar tog, ek dink, memories is iets wat mens staande hou. Dit maak jou voel dat God has been good to me. Dis hoe ek voel. Ek voel dat God has been so good to me. He has allowed me in a lifetime, my lifetime, to live and be loved by people that felt me deeply. En ek praat eendag met haar oor iets en sy vra wat is dit? En ek sê dis niks en ek praat net my stories, sy sê maar jou stem klink anders, is precious vir my. Is precious vir my as sy op swaar dae in my lewe het sy gebel en sy het net dit gesê, ek verstaan. En nou onthou ek haar, sy was baie lief vir Chris Walker. Sy het baie graag na sy musiek geluister. En ek luister daarna, dit bring my solace. Ek dink aan al die goedjies wat ons gedoen het en oor nonsens wat ons gelag het. En het maak my voel dat regtig in my leeftijd is ek geseën meer as wat ek ooit kan dink. En ek eer die Here vir haar lewe en ek dink graag aan haar elke dag, maar eerder op 'n Sondag. En dan dink ek ook graag aan haar as dit merkte te sê het hy daarvan gehou nie. Hoe sy het glad nie daarvan gehou nie. Dis iets wat sy gehad het. En dit het haar moeg gemaak. En ek onthou my laaste woorde aan haar was that I love her so much. En toe skree sy vir my, but she loves me more. En kom ons hou aan die goeie. Kom ons hou aan die memories. Want dit is wat die lewe dink ek jy moet werk maak. En ek dink ek het ook in baie seer in my lewe een ding geleer. En ek het geleer dat God is fair. En daaroor is gaan nie vraag nie, daar is die hoekoms en waaroms nie. Ek kan vir jy sê, ek het net besef, God is fair. En in dit is daar solace, en in dit is daar die wete dat dit is genoeg. En dat ek blessed was more than I deserve. Amen. Dankie. Amen. As er nog mense wat wil nou, die wil ek Dat wordt beweerd naar die volgende grap als eerlijk rem is. Very beautiful. Keep one. Familie, soos julle reeds gehoor het reeds baie wonderlike, mooi, soete gedagtes van Jocelyn uitgegaan.
haar gemis of haar vermisting is diep in julle se harte vasgebrand. En ek glo dit is 'n groot eer vandag vir die familie om hierdie pragtige grafsteen van haar laaste rusplek hier op die aarde, tot op daardie dag wat ons die bassein van die Here gaan hoor en die dooies onverganklik opgewek gaan word, waarvan ons met soveel vreugde sing, weer ontmoet. Ek sien baie uit na daai dag, daai weer ontmoet dag. Soos Suster Linda net maar gesê dat die ligsinnigheid, ek is ook 'n ou wat ek glo aan 'n mens kan nie so ernstig wees as jy nie kan lag nie. Amen. Ek moet jou terg totdat jy lag. So ek is ook hy in ons familie. En ek wil nog wel mense op die wolke. Nou voor ons daar waar die Here gaan uitkom vir mense 'n paar grappe kan maak hier langs die pad. En kom ons onthul hierdie voorreg wat die familie het van 'n geliefde suster en 'n auntie. Ja, grafsteen van Jocelyn. So ons gaan vir die familie weer 'n geleentheid gee om 'n blommetjie te plaas en iets te sê. Ons vorige speeches was baie kragtig en baie insiggewend. Maar hierdie keer gaan ons nou net sê, miss you, love you forever. You will always be in my heart, a precious memory, how they linger, something like that. Dit vir jou my suster. Kaya Jesus Mami, kat ko ang plastic. En Jocelyn. nandito na tinag-play. Ikat lang daw siya.
Laat ik van u op pagpapakrista. Familie en vriende, ons gaan nou vir julle die geleentheid gee hierna om foto's te neem na willekeur soos u wil, as familie saam, as enkel persone by die twee verskillende grafstene wat geonthul is vandag van u geliefde. Maar kom ons sluit die verrigtinge af. Tensy iemand nog 'n woord van dank wil uitspreek, gaan ons die verrigtinge afsluit op 'n gepaste wyse. Ek wil net dankie sê vir een en elkeen wat hier is vandag. Dankie dat u tyd afgeknyp het om hier te wees. Dankie Vankie en Christa wat spesiaal uit die Kaap het gekom het, dankie. Ek wil vir Elsa daai dankie sê. I want to honor Pastor Apostle Regan and Elsa Dai and his staff. You know, they did this for us for free. We didn't pay. So I want to use the opportunity to thank them. Dankie man. Dankie vir die diens wat julle vir ons doen. I appreciate it. Thank you. Bless you. Geliefde kinders van die Here, brei u heilige hande uit na die hemel soos Joshua die volk opdrag gegee het in die boek van Joshua, Nehemia en Esther. Ontvang die biddende seën van die Here en gaan God se vrede. Die Here seën ons vanaf sy Sionsberg. Die Here gee ons genade. Die Here gee ons vreugdevolle jare en die Here gee ons gesondheid. Hy plant ons by waterstrome sodat alles wat ons doen, ons voorspoedig kan doen. Gaan in die vrede van die Here, sodat Jesus Christus weer op die wolke sal verskyn. En as die verskyning van die Here te wagte is, kom ons sê almal eendragtig saam. Amen. Zoe? Familie, vriende, ons sê vir u baie dankie wat ingeskakel was. Dit was vir ons 'n voorreg weer as Elsa daai begrafnisdienste om aan hierdie Visagie familie en uitgebreide families ons dienste beskikbaar te stel. Mag die Here julle seën en mag die Here julle verryk. Die Here seën. Amen.